Welkom by NG Kerk Vorentoe se erediens. Soos God die Vader dit vooraf bestem het, het hy julle uitverkies en deur die Gees afgesonder om aan hom gehoorsaam te wees en besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees. Goeiemôre gemeente. Baie welkom in vanoggend se erediens. Op hierdie warm naweek ervaar ons ook die warmte van ons geloofsfamilie hier saam. En het is vir ons so lekker dat ons die voorreg het om kerk toe te kan kom, die voorreg het om die Here se naam te loof en te prys en te besing. Net so 'n paar afkondigings. Die kerkraad het die naweek 'n induksie gehad, Vrydag aand en Saterdag. En ons het so 'n bietjie gesels oor ons gemeente se visie en waantoe is ons op pad? Waarmee is ons besig? So binnekort sal ons ook vir julle so 'n bietjie deel wat die kerkraad gesê het ons waardes is, wat ons dink die waardes van hierdie gemeente behoort te wees en hoe ons dit sien. Maar ek is baie opgewonde. Dit was 'n baie positiewe geleentheid en ons glo dat julle ook dit sal ervaar wanneer ons ook al die inligting met julle sal deel binne die volgende ruk. Dan ek herinner julle, ons is besig met ons 10de maand dankoffer, so daar is nog koevertjies beskikbaar vir die van julle wat koevertjies wil neem, en dan is julle natuurlik ook welkom om elektroniese betaling te doen as julle dit so verkies. Ons is ook besig met ons Kersprojek, so julle sal sien daar buite is die Kersboom waar jy vir jou 'n nommer kan pluk, en dan sal al die inligting daarvandaan beskikbaar wees, waar ons geskenkies gaan gee vir die instansies wat daar genoem word, Ons Huis, Cornerstone, Sandstone en so aan. So ja, neem deel aan hierdie Kersprojek, en terwyl ons praat oor die Kersprojek, ons het ook binnekort ons Kerssangdiens. Ons Kerssangdiens gaan plaasvind soos dit op die kalender aangedui is. So dit is die 17de November, die aand, 6:30. So hou so lank daardie datum oop. Ons gaan lekker saam sing en dan voel ons sommer net asof Kersfees al aan die kom is. Dan julle sou op die WhatsApp groepe ook gesien het, ons het 'n nuwe kerkkantoornommer. So ons wil regtig vra dat julle asseblief die ou nommer sal vervang met die nuwe nommer. Daar's nou 'n oorgangstyd, maar binnekort gaan dit net
die nuwe nommer wees waarmee jy die kantoor kontak. So asseblief stoor die nuwe kerkkantoornommer op jou selfoon en as iemand die kerkkantoornommer soek, stuur asseblief dan ook sommer hierdie prentjie vir hulle aan. As jy dalk nie op een van die kerk se WhatsApp groepe is, op 'n wijksgroep is nie, asseblief kry sommer vir Tracy daar by die tafel vanoggend en sê dit vir haar of stuur vir my 'n boodskap of stuur na hierdie kerkkantoornommer toe 'n boodskap sodat ons seker maak jy is op 'n wijksgroep, want dit is regtig baie belangrik, dis waar ons al ons inligting deel, so jy gaan uitmis as jy nie op een van hierdie groepe is nie, so maak asseblief seker dat jy daar is. Op ons bidbel en besoeklys, Adam Barnard, dit gaan goed met hom, maar hy was nou in 'n tyd ook in die hospitaal met die chemo. Marinda Botha is nog steeds besig met haar bestraling. Pieter Klaasen het 'n hartaanval gehad, so hy is opgeneem in die hospitaal. Hulle is ook besig met toetse, so kom ons bid ook vir hulle. En dan Fanta de Vries, hy gaan môre in vir 'n amputasie, vir 'n voetamputasie. So kom ons bid ook vir sy familie en spesifiek ook vir hom in hierdie tyd. Ons kan net dink wat 'n groot aanpassing dit vir hom gaan wees. En dan Tannie Fini se broer en suster is dieselfde dag oorlede. So ons dink aan Tannie en ons is bly Tannie is ook hier, maar ons gaan aanhou bid vir Tannie en vir Tannie se familie. So is regtig jammer vir hierdie hartseer wat julle in hierdie tyd moet ervaar. Dan as jy hierdie week verjaar, steek jou hand op as jy enige besoekers is of enigiemand is wie se naam nie hier is nie, maar jy verjaar hierdie week, steek jou hand op. Tannie Poppy, Sanet, Jani, Elise, Danica, Bertu, Letitia, Wessels, Dewald, Melanie, Pieter en Connie, steek julle hande op. Daar is nog 'n hand. Ek weet nie of daar iemand is wat daar verjaar nie. Hier is 'n hand gewees, Bertu. Almal wat verjaar lekker gekry. Julle moet baie lekker verjaar. Kom ons word sommer net vir 'n oomblik stil. Julle het gehoor wie op ons voorbidingslys is. Julle weet ook van mense wie se name nie hier is nie. Ons weet van ons tieners, al ons hoërskoolkinders wat besig is met eksamens, ons matrieks wat besig is met eindeksamens. So kom ons word net vir 'n oomblik rustig en dan bid ons sommer net. En ons bid vir al hierdie mense en ons berei ons sommer net voor vir hierdie erediens. Here God, ons weet U is 'n genadige God. Ons weet U is 'n God van liefde. Ons weet U is 'n God wat ons ondeurgrondelik ken. U ken ons hele wese. Daar is absoluut niks wat ons vir U kan wegsteek nie. Here, U ken ons gemeente, U ken ons gemeente se geskiedenis, U ken ons gemeente se hart. U ken ons omgewing en ons gemeenskap. U ken ons behoeftes. U ken ons tekortkominge. Here, U ken alles van ons. Here, ons vra dat U ons vanoggend rustig sal maak. Dat U ons vanoggend sal help om regtig te fokus op U woord, U evangelie. Om ons ore oop te maak om regtig te hoor, om ons harte oop te maak om regtig te ontvang, en om ons hande en ons voete en ons stemme beskikbaar te stel, sodat wanneer ons hier uitgaan, ons die boodskap kan gaan uitleef. Dat dit nie hier stop nie, maar dat dit deel van ons wese sal word. Ons bid vir elkeen op die voorbidingslys, ons bid vir
soveel ander mense wat besig is met toetse, soveel ander mense wat besig is om aan te sterk, mense met wie dit medies gesproke nie baie goed gaan nie. En ons vra dat U hand oor hulle sal hou. Dankie Here, dat ons elkeen van hierdie mense aan U kan opdra. Dankie dat ons hierdie erediens aan U kan opdra, en dankie dat ons die week wat voorlê aan U kan opdra. Here, in 'n land waar dit reg oor die land so droog is, vra ons dat U genade reën sal stuur. Stuur U reën, stuur genoeg reën, stuur U reën op die regte tyd, op die regte plek. Here, en lei ons om aan te hou vertrou, dat U sal voorsien. Daar is soveel mense, soveel diere wat swaar kry in hierdie hitte en in hierdie droogte. En ons vra dat U hand van beskerming oor hulle sal wees. Dankie dat ons U kan loof en prys. En dankie dat ons opreg dankbaar kan wees vir U teenwoordigheid vanoggend hier, maar ook in ons lewens. Amen. Kom ons staan, ons gaan 3 liedere saam sing, lied 513, lied 471 en lied 519. Soos wat ek altyd sê, as jy voel jy wil dalk eerder sit of tydens die liedere wil jy jou plek inneem, voel vry om dit te doen. Maar kom ons staan en dan sing ons hierdie 3 liedere saam.
Ons gaan vandag saam lees uit Hebreërs 10 vers 19 tot 25 en ek wil vra, as jy jou Bybel het, maak hom sommer daar oop, want ons gaan so saam versie vir versie bespreek. So alhoewel ons dit op die bord sit, is dit dalk goed om tydens die preek sommer jou Bybel by jou oop te hou. Ons lees vanaf vers 19. Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom, en dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen, dit is deur sy liggaam. En terwyl ons hom ook as grootpriester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggame is gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou, hy doen wat hy beloof het. Laat ons ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer, na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. Al die kinders kan hier voor by my kom sit vanoggend.'n plekkie. Nuwe organisering hier. Wie van julle doen sport? O, meeste. Wat se sport doen julle? Rugby, netbal, cricket, skaak, hockey. Ai, daar's baie sport, né? En wat is belangrik? Moet mens elke dag gaan oefen, of met elke oefening gaan oefen, of is dit alright as mens maar net gaan wedstryd speel? Wat dink julle? Gaan oefen, ja. Oefen is belangrik. Hoekom is dit belangrik om te gaan oefen? Ja, anders gaan jy dit nie ken nie, en jy gaan nie weet wat om te doen nie. Dis heeltemal reg. En jy praat nou van skaak, nê, wat mens self al die goed moet ken. En al ons sporte is ook so, maar as ons in 'n spansport is soos hockey of rugby of netbal, hoekom is dit dan nog belangrik om te gaan oefen? Want jy moet jou span kan help. Ja, dis baie belangrik. Ons kan nie ons span drop nie, nê. Ons moet daar wees vir hulle. As ons in 'n span is, dan maak ons staat daarop dat ons maatjies saam met ons hart gaan oefen en dat ons maatjies gaan kom vir die wedstryd, nê. As hulle nie kom vir die wedstryd nie, dan het ons 'n probleem. So ons vra dat ons spanmaats hulle moet commit. Die Afrikaanse woord is om toegewy te wees, om hulle toe te wy. Maar commit is dalk 'n makliker woord om te onthou, nê. So ons maak staat daarop dat ons span daar is, dat hulle oefen, dat hulle daar is om jou te help, dat hulle daar is om te leer wat hulle moet doen, wanneer hulle dit moet doen en wat belangrik is, en dat hulle weet wat die reëls is, nê. Nou kom ons dink so 'n bietjie aan kerk toe gaan. Dink julle is belangrik om kerk toe te gaan? Hoe belangrik is dit? Moet ons elke Sondag hier wees of is een keer 'n maand alright? Wat dink julle? Elke Sondag. Ja, ek dink julle moet dit nog een keer sê dat almal wat hier is dit hoor. Hoe gereeld moet ons kom? Hoe gereeld moet ons kom? Daar's hy. Ja, elke Sondag kom, nê. Nou wat van as jy in 'n ander dorp is?
As jy by familie gaan kuier het, wat dan? Dan gaan jy na die ander dorp se kerk toe, ja. My kinders, ons was eendag in die Wildtuin gewees en ons is die oggend vroeg in die Wildtuin, hulle het glad nie verstaan hoekom ons nie eers kerk toe gaan en dan Wildtuin toe gaan nie, want daar is 'n kerk in daardie dorp. Ons moet na ander kerke toe ook gaan. En wat van as ons by 'n plek is waar daar nie 'n kerk is nie, as ons op 'n plaas is of iewers ver van 'n kerk af? Ja? Sê weer? Dan moet ons die Here by die huis aanbid. Dit is 'n baie, baie slim plan, nê? Nee. Want wanneer is ons kerk? Ons is kerk as ons by die huis is, as ons sê, maar ek glo in die Here, en jy glo in die Here, en jy glo in die Here, so dan is ons soos kerk, al is dit by ons huis, nê? Nee. Kerk toe gaan is nie altyd na die gebou toe nie, nê? Nee. So dis baie belangrik, as jy nie by kerk kan uitkom nie, dan moet jy nog steeds kerk hou by jou huis. Onthou julle in COVID-tyd het ons dit baie gedoen. Onthou julle? Dit was 'n snaakse tyd, nê? Nee. Het julle so 'n bietjie skoolwerk by die huis gedoen? Onthou julle dit? Niks. Niks skoolwerk nie. Ja, huiswerk is ook so skool by die huis, nê? Nee. Maar in COVID moes ons so 'n bietjie skool by die huis ook doen. Ons mammas en pappas moes ons help en ons leer en ons het 'n bietjie kerk ook by die huis gehou, nê? Nee. Ons het so 'n bietjie video's gekyk van ons dominee wat preek, of ons het saam Bybel gelees, of ons het saam kerk gehou. So kerk toe gaan is baie belangrik, want as ons nou dink aan sport en ons sê, maar ons moet elke oefening daar wees, want anders weet ons nie wat om te doen nie, en anders kan ons nie ons ander maatjies in die span help nie, dan sit ons dieselfde van kerk, nê? Nee. Ons kom kerk toe dat ons kan leer wat om te doen, dat ons uit die Bybel uit kan leer, maar dat ons ook ons maatjies kan help. Hoe help ons maatjies by die kerk? Help hulle om van die Here te weet? Okay, jy sê vir hulle moet Bybel lees. Ek dink nie een van ons sê vir ons maatjies by die kerk om Bybel te lees nie. Maar wat ons doen is ons bid vir hulle, nê? Ons het nou daai lysie gelees. Wat se lysie name was daai? Het julle geluister? Wat was daai? Ons lees van oom Adam en tannie Marinda. Wie was daai mense? Hoekom is hulle daar op die bord gewees? Hoekom? Want hulle is siek. Ja, dit gaan nie goed met hulle nie. Nou, hoekom sê ons hulle name hierso? Dat ons vir hulle kan bid, ja. So ons kom kerk toe, dat ons kan bid vir mekaar, dat ons mekaar kan help, dat ons saam kan kuier, want kuier is ook baie belangrik, nê? Nee. So ek wil vir julle sê, in hierdie tyd, wat dit warm is, wat mens nie elke dag lus is om kerk toe te kom nie, as jou mamma en pappa sê, vandag gaan ons die kerk toe nie, dan moet jy vir hulle sê, ons het gesê elke Sondag. Gaan julle doen? Elke Sondag. Selfs al is jy bietjie moeg en al is jy nie lus nie. Elke Sondag moet ons oefen en ons moet commit. Die ander mense in die kerk het ons nodig en ons het nodig om te kom. Gaan julle dit kan doen? Ja, ek wil dit harder hoor. Gaan julle doen? Ja. Okay. So dan kan julle tannie Martelies gaan vir julle 'n sweetie daar gee by die deur, dan kan julle kinderkerk toe gaan. Gemeente, ek gaan vir julle 'n videosnit wys. Dit kom uit 'n film, War Room. So ons moet nou net mooi luister. Ek hoop die klank kom mooi duidelik deur. Maar kom ons kyk net na hierdie kort snit uit War Room. I appreciate you coming this morning. Coffee will be ready in a couple of minutes. Oh, sounds good. Now, I ran a sales report from the area, wrote down a suggested asking price for the house. Well, what do you think?
Now, what did you say your husband did for a living? Well, we actually haven't talked about that, but he's a sales rep for Brightwell Pharmaceuticals. And where did you say you attended church? Well, we occasionally attend Riverdale Community. So you would say you know the Lord. Yes, I would say I know the Lord. You think the Lord is okay with this asking price? And you have children? Miss Clara, my husband Tony and I have been married for 16 years. We have one daughter, her name is Danielle, and she's 10. She enjoys pop music and ice cream and jumping rope. Oh, well, that's good to know. Now, you say you attend church occasionally. Is that because your pastor only preaches occasionally? Miss Clara, I really would like to help you sell your house. That's why I'm here. As far as my faith is concerned, I believe in God just like most people. He's very important to me. Well, let me get our coffee. So if I asked you what your prayer life was like, would you say that it was hot or cold? I don't know that I would say it's hot. I mean, we're like most people. We have full schedules. We work. But I would consider myself a spiritual person. I'm not hot, but I'm not cold either. Just, somewhere in the middle. Here you go. I've got cream or sugar if you need it. Oh, no, thank you. I like it black. Miss Clara, you like your coffee room temperature? No, baby, mine's hot. Dalk klink dit vir jou bekend. Dalk het jy ook al op dieselfde manier geantwoord. Gesê ag ons gaan so nou en dan kerk toe, maar ek ken die Here. Ek weet wie die Here is. Dalk as iemand jou sou vra, hoe gaan dit in jou gebedslewe? Sou jy ook sê dalk nie warm nie. Ek dink hierdie gedeelte vang dit eintlik so mooi vas. Ons behoort 'n warm gebedslewe te hê. Ons behoort kerk toe te kom. En ja, die lewe gebeur en ons almal is besig en ons kan so maklike verskoning uitdink om nie kerk toe te kom nie. Ek het al op 'n Sondagoggend wakker geword en vir my man gesê, as ek daarom nou nie vandag die dominee was nie, het ek ook nie kerk toe gegaan nie. Ons almal gaan deur dit en ons voel so. Ons menslike kant is soms moeg, uitgeput, het nie krag om daai bietjie moeite te doen nie. Maar ons behoort te kom. Ons behoort kerk toe te kom en deel te wees van 'n kerk. Ons behoort te bid, ons behoort saam met die Here 'n pad te stap, regtig in 'n lewende, warm verhouding met die Here te staan. En die wêreld wil ons aandag aftrek op soveel maniere. Ons kan 20,000 verskonings uitdink om nie kerk toe te gaan nie, of om nie Bybel te lees nie, of om nie saam te bid nie. Maar, soos wat ons sê, as jy 'n deel is van 'n sportspan, is dit belangrik om op te daag. Is dit belangrik om daar te wees? So kan ons dieselfde sê van ons geloof. Ons moet hier wees. En ek bedoel nie spesifiek NG vorentoe nie, maar ons moet teenwoordig wees. Ons moet besig wees met die Here. Maak nie saak wat nie. Ons moet elke dag dit oefen. So julle weet nou, ons is besig met hierdie preekreeks wat ons geloofsfamilie en ook ons gesinne vergelyk met 'n sportspan. So in daai selfde asem kan ons sê, jy moet opdaag vir jou kinders. Ons aanvaar dit, as ons vir ouers raad moet gee, sal ons vir hulle sê, wees daar soveel jy kan. Daag op, wees betrokke, wees teenwoordig. Hoekom sal ons dit dan nie sê van ons geloof ook nie? Kom ons kyk so 'n bietjie na die teksgedeelte. Die eerste vers sê vir ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. En dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam. So wat ons hier beleef in vers 19 is 'n wending.
'n radikale wending. So as ons Hebreërs van voor tot agter sou deurlees, dan sou julle sien hierdie eerste gedeelte fokus regtig sterk daarop om te sê, maar ons is deel van die nuwe verbond. Die nuwe verbond wat sê, maar Jesus Christus het ons gered. Ons is gered deur genade, nie deur die wet nie, nie deur 'n stel reëls en rituele nie. So in hierdie gedeelte beleef ons hierdie wending, hierdie oorgang, waar die Ou Testamentiese volk, die volk van God, die volk wat sê maar hulle is die uitverkore volk van God, word die kerk van Jesus Christus. En hoekom sê ons hierdie verandering vind plaas? In die Ou Testament met die Jode het dit so gewerk dat jy na die tempel toe moes gaan en dis waar jy dan toegang tot die Here gekry het. Deur middel van die priester het jy gebid, het jy toegang tot die Here gekry. So jy het nie sommer net vrye toegang gehad tot die Here nie. Maar wat toe gebeur met die kruisiging, en ons lees dit en ons sien dit spesifiek ook in Markus, die oomblik toe Jesus sy asem uitgeblaas het die voorhangsel van die tempel middeldeur geskeur. En dit was sodat ons moet besef, ons het nou vrye toegang tot God. So hierdie tempel wat die heilige plek was, wat die teenwoordigheid van God was, is toe nou in die hele wêreld. Enige plek waar ons beweeg, het ons toegang tot God. Enige plek het ons vrye toegang tot God. Of jy nou in hierdie woorde 'n priester sou wees, 'n geleerde sou wees, 'n uitgekiesde persoon sou wees, en of jy sommer net 'n gewone mens is. Ons het vrye toegang tot God. En ons kan die Here se heilige teenwoordigheid enige plek beleef. Dan wat ons moet oplet wanneer ons hierdie gedeelte lees, hier staan nêrens ek of jy nie. Hier staan ons. Ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. Hy het die weg vir ons gebaan, en terwyl ons hom ook, ensovoorts. So oral sal julle sien, dis ons, wat vir hulle baie belangrik was. So, ons het, ek dink altyd aan daai ou Halleluja liedjie, wat die jonger mense nie noodwendig gaan ken nie, maar daai liedjie wat sing, waar ons sing, jy skyn jou liggie, helder, jy in jou hoekie, en ek in myn. Jy moet jou liggie skyn in jou hoek, en ek in myne. En dis nie waarvoor ons as gelowiges geroep is nie. Ons is nie geroep tot 'n individuele geloof nie. En ons vergeet dit, want in die tyd waar ons leef, is ons individualisties. En COVID, daardie verskriklike ding, het regtig verder bygedra hiertoe. Ons het nie besef dat ons ander mense nodig het nie, want ons het oorleef sonder hulle. Ons het al baie keer vir mekaar gesê, sosiale media bring ons nader aan mense wat ver van ons af is, maar bring ons verder van mense af wat naby aan ons is. Ons is individualisties. Ons dink baie keer so daaroor, dit is amper oorlewing van die sterkstes. Ons moet veg, ek moet bo uitkom, ek moet kyk na myself, elkeen vir homself. Dis hoe ons dink, want ons is individualistiese mense. Maar in die Bybelse tyd het hulle nie so daaroor gedink nie. Hulle het geglo in 'n groepsidentiteit. So die groepsidentiteit beteken dat jou gawes, jou talente, dit wat jy het om by te dra, is nie daar vir die opbou van jouself nie, of om jouself so 'n bietjie voordeel te gee of vooruitgang nie. Dis daar ter wille van die groep. Dis daar ter wille van almal. Ons het ook al vir mekaar gesê dat hulle glo daar is net 'n sekere aantal hulpbronne beskikbaar. So as jy 'n groter deel vir jouself vat, dan kom jy ander mense te na. Want ons moet soos 'n stuk koek in gelyke dele deel. Elkeen moet eweveel hê. So die waardes van eer en skande was vir hulle baie belangrik, maar as jy 'n skande veroorsaak het, as jy iets gedoen het wat hulle glo 'n skande is, dan was dit nie net 'n skande op jouself nie, dit was 'n skande op jou groep gewees. Dit was 'n skande op die hele groep gewees waarvan jy deel is. So hulle het baie meer gedink aan 'n groepsidentiteit, want hulle het besef dat ons mekaar nodig het, dat ons nie geskep is om alleen te wees en alleen vooruit te gaan nie, dat ons geskep is om daar te wees vir mekaar, dat ons geskep is om mekaar te dra, om mekaar aan te moedig, om saam vooruit te gaan. 'n Storie wat vir my hierdie mooi identifiseer is, daar is op 'n stadium 'n man gewees wat in die tronk gegooi moes word, en hy staan voor die regter, en die hele gemeenskap is daar
om te kyk wat met die man gebeur, want dit was in 'n klein dorpie. En die regter luister hierdie saak uit en dit kom daarop neer dat die man kos gesteel het, want hy was honger. Hy het nie kos gehad om te eet nie, hy het nie kos gehad om vir sy gesin te gee nie, so daarvoor moet hy nou in die tronk gegooi word. En die regter sê, die feit dat hierdie man moes steel om kos te hê, is julle almal se skuld. Julle moes vir hom gesorg het. Julle moes raak gesien het dat hy swaar kry. Dis 'n ander manier om hieroor te dink. Hier's mense wat tussen ons sit wat swaar kry. Fisies, geestelik, emosioneel, finansiëel. En ons kom dit nie eers altyd agter nie, want ons is individualisties. Ons beweeg vorentoe, ons fokus op onsself, op ons eie sukses, op ons eie toekoms, op ons eie vooruitgang. Maar as hier iemand sit vandag wat honger is dit ons skuld. Ons behoort daardie persoon toe te vou met liefde en op te tel. Dis hoe hierdie mense daaroor gedink het, ons sukkel so klein bietjie meer daarmee. Ons lees hier in vers 20 dat Christus sy liggaam gegee het, sodat ons 'n pad na God toe kan hê. So met ander woorde, Christus het 'n nuwe pad gemaak, 'n nuwe pad wat na die lewe lei. En dit is vergemaklik deur die voorhangsel van die tempel wat geskeur het. So omdat ons vrye toegang tot God het, is dit vir ons makliker om by God uit te kom. Want Christus het reeds daardie pad vir ons gemaak. Dan as ons verder lees, vers 21 en vers 22, dan lees ons, en terwyl ons hom ook as grootpriester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggame is gewas met skoon water. So wat ons lees in hierdie twee verse is dat die plek nie heilig is nie. Ons dink baie keer dat 'n kerk 'n heilige plek is. Maar die kerk is nie die heilige plek nie. Ons wat hier is as gelowiges, dit maak dit 'n heilige plek. So as ons nou saam langs die rivier vergader het, of onder 'n boom vergader het, of op die stadsplein vergader het, daar waar ons as gelowiges bymekaar is, word dit 'n heilige plek. Want waar ons bymekaar is God teenwoordig, en God se teenwoordigheid maak dit 'n heilige plek. So meeste van die week staan hierdie kerkgebou toegesluit. Hier's nie gelowiges nie. So dit beteken dat dit sommer net 'n gebou is. Dan is dit nie 'n heilige plek nie. Maar vanoggend, wanneer ons hier bymekaar is hierdie heilige grond. Ons kan dit vergelyk met Eksodus 3 vers 4b en 5. Hy het geantwoord, hier is ek. Toe sê die Here, moenie nader kom nie. Trek jou sandale van jou voete af, want die plek waarop jy staan is heilige grond. Ons herken die gedeelte dadelik, dis waar Moses met God praat en God sê, maar ek is hier. Trek jou skoene uit, want die plek waar jy staan is heilige grond. Dit was nie 'n kerkgebou nie. Daar was niks snaaks of vreemds daaraan nie. Wat dit heilige grond gemaak het, is omdat God daar teenwoordig was. Dit maak dit heilige grond. Ons lees dat ons harte gereinig is van 'n skuldige gewete. Nou die 2020 vertaling sê, ons harte is besprinkel. Nou as ons gekyk het in Eksodus 24 vers 8, dan sou ons gesien het dat dit gaan oor 'n reinigingsritueel. Nou een van hulle reinigingsrituele was om mense met bloed te besprinkel. So jy dan 'n offer gebring en met daardie bloed van die offerdier besprinkel jy die mense en daardeur is hulle rein verklaar. Nou dit klink vir ons baie grillerig, maar as ons dit sien in die groter prentjie, ons is besprinkel met die bloed van Jesus Christus. Jesus Christus se bloed het gevloei, sodat ons gereinig kan word, sodat ons vry kan wees. So dit is hoekom ons sê, ons is gereinig, ons harte is skoon, want ons is gereinig deur die bloed van Jesus Christus. Vers 23, laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely het, want God is getrou, hy doen wat hy beloof het. Nou as ons een hoofstuk aansou blaai in Hebreërs 11 vers 1, dan lees ons, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop,
om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. So om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Sonder hoop is daar nie 'n punt vir my en jou om vandag hier te wees nie. Maar ons het hoop. Ons het hoop dat die lyding en die swaar kry wat ons op hierdie aarde beleef net tydelik is. Ons het hoop dat ons verlos gaan word, dat daar 'n lewe na die dood is. Ons het hoop dat ons uiteindelik so in die teenwoordigheid van God gaan wees, wat soveel meer is as wat ons nou reeds in die teenwoordigheid van God is, maar dat ons so in die teenwoordigheid van God gaan wees, dat geen pyn, geen kwaal, geen niks ons gaan pla nie, want ons is so besig met die Here. Dis ons hoop. So ons hoop het 'n direkte invloed op ons geloof, en dis hoekom hier staan, laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou, hy doen wat hy beloof het. Dis hoekom ons elke week kerk toe kom. Dis hoekom ons Bybels oor en oor moet lees. Dis hoekom ons praat met ander gelowiges. Ons het nodig om onsself en ander mense daaraan te herinner dat ons 'n hoop het om aan vas te hou. Dat ons nie hier is somme maar net nie. Dat ons lewe nie maar net 70 of 80 of 90 jaar lank is en dis dit nie. Daar is 'n groter hoop waaraan ons vashou. En daardie hoop moet ons onsself aan herinner. As ons dink aan mense wat in situasies beland, wat hopeloos voel. Dalk is jy in so 'n situasie. Dalk nie. Maar ek weet daar is soveel boere in die land wat hopeloos voel want dit reën nie. Dis droog. Die diere kry swaar. Dis droog. Dit lyk hopeloos. Ek en jy as gelowiges word geroep om vir hulle hierdie vers te gee, om vir hulle te sê, ons moet styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou, hy doen wat hy beloof. Wat beloof God? Wat doen hy? Hy beloof dat hy sal voorsien en dat hy sal sorg. So dalk nie in ons tyd nie, maar dit sal gebeur. Ons moet mekaar hoop gee. Ons moet mekaar herinner aan hierdie hoop. En aanhou herinner aan hierdie hoop. Dan vers 24 en vers 25, laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. Hier gaan dit oor meer as net jouself. Dis hoekom hier heeltyd geskryf word ons, en toe ons gepraat het oor gebed, het ons dieselfde gesê, dis ons Vader wat in die hemel is, nie my Vader nie. Want ja, jy het 'n persoonlike verhouding met God, en dis wonderlik, en God is lief vir jou, en God gee om oor jou as individuele persoon, maar God is nie net jou God nie, dis ons God wat vir ons sorg en vir ons voorsien. So wanneer ons hierdie verse lees, dan sê dit, maar dit gaan oor meer as net jouself, dit gaan oor mekaar. Ons moet na mekaar omsien, ons moet mekaar aanspoor tot liefde en goeie dade. Ons moet mekaar aanmoedig om kerk toe te gaan, om by die samekomste van die gemeente aan te kom. Ons moet mekaar ondersteun, ons moet mekaar dra, ons moet vir mekaar bid. Hierdie kort snit wat ek vir julle gewys het uit War Room, gaan kyk tog die film as jy nog nie het nie, dis regtig 'n goeie film. Maar hierdie twee mense het oor mekaar se pad gekom vir 'n besigheidstransaksie. Die ou tannie wil haar huis verkoop en die jonger vrou kom om haar te help om haar huis te verkoop. Maar die ouer vrou het 'n geleentheid gesien om met haar te gesels, om haar aan te moedig om kerk toe te gaan, om haar aan te moedig om aan hierdie hoop vas te hou. Doen ek en jy dit? Sien ons heilige oomblikke raak? Sien ons geleenthede raak om ander mense so 'n bietjie hoop te gee, om ander mense so 'n bietjie aan te moedig en aan te spoor? Want dis ons werk. Ons kan nie net sê, dit het niks met my te doen nie. Want deel van ons individualistiese kultuur kan ons beskryf met hierdie term the bystanders effect. Nou dalk het van julle al in die sielkunde te doen gekry met die bystanders effect, maar wat dit vir ons sê, is dat ons as mense is half geprogrammeer
in ons individualisme om te sê iemand anders sal iets hieraan doen. So as iemand byvoorbeeld nou in hierdie gemeente flou word en neerslaan en ons almal sien en beleef dit, ons eerste reaksie is nie noodwendig om op te spring en te gaan help nie, maar om te dink iemand anders sal iets daaraan doen. Die dominee sal dalk iets daaraan doen, die koster sal dalk iets daaraan doen, die kerkraad sal dalk iets daaraan doen, iemand wat dalk in 'n hoër posisie is of wat jy dink in 'n hoër posisie is as jy, sal dalk iets daaraan doen. En jy mag dalk vanoggend hier sit en dink, maar dit is nie waar nie. Hulle het baie toetse hierop gedoen, van 'n groep mense wat in 'n eksamenlokaal sit en in 'n vraestel skryf, en dan begin daar rook onder die deur inkom. En hierdie mense sien die rook en hulle besef, maar hierdie gebou is aan die brand. Nie een van hulle reageer nie, want iemand anders sal seker iets daaraan doen. Hulle het 'n bandopname in 'n kar gesit, wat dit klink asof daar 'n baba huil in die kattebak, in 'n baie publieke straat. Daar het soveel mense verbygeloop, en hulle stop half, hulle hoor iets, en dan beweeg hulle aan. Een van die mense wat verbygeloop het, was selfs 'n swanger vrou, wat hoor en aanbeweeg. Hierdie hele bystander effek het begin met 'n aanval wat gebeur het op 'n straat, en 'n klomp woonstelle wat rondom die straat is. En die ligte in die woonstel het aangegaan, die mense het dit gesien, maar niemand het die polisie gebel nie, want almal het gedink, iemand anders sal seker die polisie bel. Dis omdat ons individualisties geprogrammeer is, maar ons behoort nie so geprogrammeer te wees nie. Ons behoort om te sien na mekaar aan te moedig, mekaar aan te spoor, en elke geleentheid te sien as 'n geleentheid om iets te deel van dit wat ons hierdie opdrag kry, om mekaar aan te spoor tot liefde, tot goeie dade, om mekaar aan te moedig om kerk toe te gaan, om mekaar aan te moedig vir hierdie dinge. Ons het dit nodig, mekaar aan te moedig om vas te hou aan die hoop. Want soos ons vir mekaar gesê het, ons is die heilige teenwoordigheid van God. Dis nie 'n plek nie, dis nie 'n gebou nie, ek en jy is kerk. En om dit net so 'n bietjie te ondersteun, 1 Petrus 2 vers 5 sê vir ons, laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring, wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis. Ek en jy is lewende stene. Ek en jy is die heilige plek, die kerk. So waar ons by mekaar is, waar ons teenwoordig is, daar is God. So kerkbywoning is belangrik. Kerkbywoning is ongelooflik belangrik. Vir onsself as individue, maar ook in ons gesinne, want jou gesin kyk wat jy doen. Jou kinders kyk vir jou. Jou vrou kyk vir jou, jou man kyk vir jou. Vir ons gesinne is dit belangrik. Maar so ook in die gemeente. Hier's klein kindertjies wat hier sit. Hier's klein kindertjies wat sien, maar hierdie mense kom kerk toe. Of hulle kom nie. Ons is besig om hoop te gee vir ander mense, of nie. Ons is geroep om by te kom, om hier te wees, om deel te neem. Vertel vir julle die storie van 'n getroue lidmaat wat elke Sondag in die kerk was. En op 'n stadium het die lidmaat ophou kerk toe gaan. En die predikant gaan toe en gaan lê besoek by die lidmaat af, en dit was 'n baie koue winterse aand. So die kaggel is aangesteek en hulle sit lekker en kuier voor die kaggel. En die predikant vat die tangetjie en hy haal een koeltjie uit en hy sit hom een kant neer. En hulle gesels sommer oor ander dinge. En daai dag, toe besef hulle, die lidmaat, maar daai koeltjie het koud geword. Die koeltjie sou aanhou brand het, as hy in die kaggel gebly het, maar omdat hy een kant neergesit is, het hy koud geword. Ons het nodig om aan te hou brand. Ons het nodig om by mekaar te kom. Nou, ons doen dit gestruktureerd, Sondagoggend 9:00. Hier is 'n dames Bybelstudiegroep wat op 'n Dinsdagoggend 9:00 by mekaar kom. Dit is kerk wees. Daar moet ons wees. Want anders word ons soos daai koeltjie wat een kant lê en koud word. Die Bybel is geskryf, nie net vir jou
as 'n individuele persoon om hom net op jou eie te lees en te bestudeer nie. Die Bybel is geskryf sodat ons dit hier in die teenwoordigheid van die Here, in die teenwoordigheid van 'n geloofsgemeenskap saam kan lees. As ons kyk na al die briewe in die Nuwe Testament, dis vir gemeentes geskryf. So wanneer ons uit die Bybel lees, daarmee sê ek nie, moenie op jou eie Bybel lees nie, maar die Bybel is geskryf dat ons dit hier saam kan lees. So kom, laat ons dit saam lees. Ons kom by mekaar, dat ons mekaar kan ondersteun en aanmoedig en dra en inspireer. Maar ons kom ook hier dat ons self warm bly. Repetisie is so belangrik. Ons hou aan met repetisie. Wanneer ons besig is met ons kinders met opvoeding, jy sê nie net een keer vir jou kind om te vra asseblief as hulle iets wil hê nie. Jy sê dit duisende kere. En uiteindelik sê jou kind asseblief. Uiteindelik word dit vir jou kind iets wat natuurlik kom. Maar dit vat repetisie, repetisie, repetisie. Die eerste dag wat jy 'n rugbybal moes skop of 'n netbalbal moes gooi, was dit waarskynlik nie baie goed nie. Maar met repetisie, repetisie, repetisie word jy beter. Soos ons sport moet aanhou oefen, moet ons aanhou oefen in ons geloof. En partydae vra dit harde oefening. Partydae is dit fiksheid en drills. So partydae vra dit dat ons dieper delf, moeilike tekste ingrawe en bestudeer, moeilike vrae vra, moeilike situasies bespreek. Maar partydae oefen ons net ons tegniek. So partydae oefen ons iets in wat vir ons bekend is. Soos ons geloofsbelijdenis, wat ons uit ons koppe uitken, soos om die wet te lees en weer te hoor, soos die lofliedere te sing, wat ons ook uit ons koppe uit kan sing, soos om herinner te word aan die bekende stories, Moses en Jona en Noag en Adam en Eva, wat ons goed ken, want ons oefen tegniek in. Partydae gaan dit om regtig net te strek, rarig te strek. So partydae gaan dit om 'n oomblik te rus in die teenwoordigheid van God, om net te sit, om net te luister, om net in te neem, om net asem te haal. Maar opdaag moet ons opdaag, want ons het nodig om deur hierdie fases te gaan. Ons het nodig om daar te wees vir ander mense, en partykeer het ons nodig dat mense daar is vir ons. Want ons is nie net hier ter wille van onsself nie, maar ter wille van ons gesin, ter wille van ons geloofsfamilie, en ter wille van die wêreld daar buite, wat na ons kyk. Die wêreld daar buite, wat nog nie weet, hoe nodig hulle hierdie het nie. Daar's baie navorsing gedoen oor hoe kerkbywoning ons stres verlig, hoe kerkbywoning 'n afname in selfdood veroorsaak, hoe kerkbywoning 'n radikale verskil in mense se lewens maak. Want ons is hier saam. Ons beweeg ons liggame saam, ons gebruik ons stemme saam. Ons trek aan, ons maak klaar en ons kom. En ja, soms sit ons 'n maskertjie op, ons glimlag en sê dit gaan goed wanneer ons nie regtig so voel nie. Maar nog steeds is dit goed om hier dit ek saam te beleef en saam te ervaar. So vir hierdie week daag ek jou uit, moenie net op jou eie Bybel lees en bid nie. Baie van ons werk so, van ons is so gejaagd, ons kom nooit regtig by mekaar in ons gesinne om dit te doen nie. Verander so 'n bietjie jou roetine hierdie week. Net vir hierdie week, volgende week kan jy weer aangaan soos altyd. Maar sê, in hierdie week gaan ons as gesin 1:30 vroeër opstaan in die oggend, of as jy dalk 'n gesin is wat gewoonlik middagete saam eet, ons gaan 'n vinniger middagete saam eet en 'n middagete tydjie gebruik, of in die aand gaan ons gou-gou 1:30 vroeër die TV afsit, of 1:30 later gaan slaap, of wat ook al. Jy weet waar daar 'n gaping in jou dag gaan wees, om as gesin saam te sit. En dan sit jy saam en jy lees 'n stukkie, al is dit een vers, al vat jy net jou Bybeltoepassing op jou selfoon, en jy lees net the verse of the day, die vers van die dag. Lees dit, deel gedagtes as jy wil, en dan bid julle, saam as gesin. Nou vanmiddag, vanaand, wanneer ook al julle dit vandag wil doen, maak 'n lys van waarvoor julle as gesin hierdie week gaan bid. Dalk wil jy vir die mense bid, wat op die bidpal en besoeklys vandag staan. Dalk wil jy bid vir die droogte in die land, dalk wil jy bid vir die gemeente, vir dit wat voor lê, die afkondigings, die projekte waarmee die gemeente besig is, die kerssangdiens,
hierdie tyd wat voor lê. Dalk wil jy bid vir die kerke in Britse omgewing, die geloofsleiers in Britse omgewing. Dalk wil jy bid vir die onderwysers, vir die skole, vir die regering. Maar maak 'n lys van dit waarvoor jy wil bid. En dan bid julle saam hierdie week. En as jy nie weet waar om te begin nie, kom ons dink weer aan die hande wat ons so 'n paar weke terug gedoen het. Loof en prys die Here. Dan sit ons hande bymekaar, jou duim wys na jou hart toe, bid vir die mense naaste aan jou. Jou vriende, jou familie, jou geliefdes in jou hart. Jou wysvingers, bid vir die mense wie jou leer. Jou middelvingers, wat langer is as die ander vingers, bid vir die leiers in die gemeenskap, in die skole, in die land. Jou ringvingers, jou swakvinger, bid vir die wat swak is, die wat siek is, die wat honger is, die wat alleen is. En dan jou pinkie, jou klein vingertjie, bid vir jouself. So as jy nie weet waar om te begin, begin daar. Begin by die Here loof en prys en elkeen van die vingers waarvoor jy moet bid. Doen dit hierdie week saam en dalk bly jy alleen, maar doen dit nog steeds. Sê hierdie week gaan ek dan vir 'n oomblik elke dag tyd maak hiervoor. Tyd maak om te dink, wat was vir my goed vandag, wat was vir my sleg? Wat was my high, wat was my low? En dan vat jy 'n oomblik van stilte waar jy net luister. Wil die Here nie iets op jou hart druk nie? En dan bid jy. In jou gesin, deel ook, wat was vandag vir jou lekker? En wat was vandag vir jou sleg? Kom ons deel dit, kom ons praat so met mekaar, want ons raak so gejaagd, dat ons vergeet om partykeer net vir iemand te vra, wat was goed, wat was sleg? Kom ons sluit ons oë. Dankie Here vir u genade, dankie Here vir u liefde, dankie Here dat u by ons is. Wees met ons in hierdie week waar ons uitgaan, om nie individualisties gefokus te wees nie, maar om op u en u alleen te fokus. Dankie Here, dat ons hierdie nuwe week in u naam kan begin. Dankie dat ons u liefde kan uitleef. Dankie dat ons ander mense kan aanspoor tot goeie dade, tot liefde en kan aanmoedig om kerk toe te kom. Dankie Here, dat u met ons besig is in ons gesinne, in ons geloofsfamilie, maar ook in hierdie gemeenskap. Ons bid dat u by ons sal wees, dat ons opnuut ons afhanklikheid sal besef en dat ons elke dag u naam sal groot maak in alles wat ons doen. Amen. Kom ons dien die Here met ons offergawes. Nog 'n somerson Kersfees, van die koningskind verjaar. Ek skryf vir jou uit die noorde, en sal die posty vra, sal hy gaan draai in die suide, uit die berg en die see. En daar waar my liefde kaalvoet loop, die nota vir jou gee. Bring vir jou 'n sonneblom uit Bethlehem. Gee dit water op bloemfontein. Uit Hannover bring 'n kappertjie saad uit die tuin van nommer 3 Darlingstraat. En hanepoedruiwe uit die Parelvallei. Nog 'n somerson Kersfees, van die koningskind verjaar. Die suiderkruis my kompas, en 'n engelekoor hy saam, en my hart gesels langsam, oor die liefde en ek weet, die herberg lê om die draai, hy wag vir my, by die see. Bring vir jou 'n sonneblom uit Bethlehem. En gee dit water op bloemfontein. Uit Hannover bring 'n kappertjie saad uit die tuin van nommer 3 Darlingstraat. En
Kom ons staan en sluit af met lied 528. Die Here bewaar jou van alle gevare. Bedag sal die son jou nie steek nie en snags sal die maan jou nie kwaad doen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd. Amen.